Die boodskappe uit Sagaria het nou eintlik so 'n bietjie van 'n reeks geraak, maar ek moet sê dit raak al hoe tawer. So ek dink ek gaan dalk nog een doen volgende week, ek is nie seker nie. Miskien nog een, maar en ons gaan vandag afsluit met Sagaria 5. So miskien volgende Sondag, Palmsondag, sal ek dalk nog een uit Sagaria doen, ek is nie seker nie, maar Palmsondag, volgende Sondag, die naweek daarna is dit Paasfees, Goeie Vrydag, Opstandingssondag. En die vraag wat ons gevra het terwyl ons na die boek Sagaria gekyk het was, as julle reg onthou, wat is herlewing? En hoe lyk herlewing? En ons het gesien, herlewing lyk soos 'n kerk wat lewe. Nie 'n dooierige, slaperige kerk nie. Herlewing lyk soos 'n kerk wat lewe en wat besig is om te ontwaak van dag tot dag. 'n Kerk wat besig is om te doen wat sy geroep is om te doen. 'n Kerk wat is wie sy veronderstel is om te wees. En ons het die afgelope paar Sondae gekyk na spesifieke momente uit die geskiedenis van die kerk van God. En die momente toe hy dinge ontwaak het en hoe die Here herlewing gebring het. Nou, in die boek Sagaria gaan oor een van hierdie momente in die kinders van God se tyd. Toe die Here presies dit in die kerk gedoen het. 'n boodskap wat gebring is deur Sagaria, mense wat teruggekom het van die ballingskap af, teruggekom het Jerusalem toe om die tempel te kom herbou, en hulle het opdrag ontvang om die tempel te herbou. Sagaria het woord gebring, en toe stop hulle. Na 2 jaar stop hulle, as gevolg van teenkanting wat hulle gekry het, en soos wat ek nou hier in Sagaria 5 gesien het, waarskynlik ook omdat hulle eie belange belangriker geraak het as God se belange. 16 jaar daarna, nadat hulle die bouwerk gestop het, stuur die Here toe nou vir Haggai, die profeet, en vir Sagaria, die profeet, om vir hulle te kom sê, nee, hulle bring hierdie profesie, julle moet begin met die bouwerk. Julle moet voortgaan met die bouwerk van die tempel. En dis waar die hele boodskap van Sagaria vandaan kom, hier in die einde van die Ou Testament. Net vandag, vir die van julle wat al gewonder het, en miskien weet die meeste van julle dit, die tempel wat Salomo gebou is verwoes deur die Babiloniërs, Nebukadneser II, en die volk is in ballingskap weggevoer. En ons praat nou hier van die herbou van die tempel daarna. Die tempel is weer herbou, en toe 70 jaar na Christus is die tempel weer verwoes deur die Romeine. Goed, net so om vir jou 'n idee te gee waarvan ons hier praat. So die tempel is 2 keer verwoes en vernietig. Wanneer jy jou lewe oorgee aan Jesus, word jy sy tempel. Jy word die tempel van die Heilige Gees. Maar ons almal saam, sien ons in die Nuwe Testament, is ook God se tempel. Ons word ook beskryf as 'n tempel. Die tempel was die plek waar die teenwoordigheid van die Here was. Die plek waar die hemel en aarde ontmoet het. Plek waar die Here gekom het om ontmoeting te hê met die mens. En dis die prentjie wat ons nou voortdurend hier sien in die boek Sagaria. Ek hoop die prentjies help julle manne so baie soos wat dit my help, maar prentjies help nogal as mens dit net so 'n bietjie kan sien. En op 'n manier is dit wat die Here doen met ons. Ons is daardie moment van geleentheid waar iemand wat nog nie 'n ontmoeting gehad het met Jesus Christus nie, 'n geleentheid het om hom te ontmoet.
Ons dra die tempel van die Heilige Gees. Ons is die uitnodiging, het ons gesien in een van die vorige hoofstukke. Ons is die geleentheid vir mense om 'n ontmoeting te hê met Jesus. Dis die moment waar hemel en aarde ontmoet, deur ons lewens. Wat het Sagaria gesê, wat die mense aan die bou gekry het? Nee, die vraag is, wat het hy gesê wat hulle uiteindelik nou aan die bou gekry het? Het is interessant dat hierdie gedeelte in Sagaria 5, ek het na verskeie kommentare gekyk en die kommentare stem nie noodwendig ooreen nie. Dit het nie vir my noodwendig maklik gemaak nie. So ek het al die verklaringe bymekaar probeer bring om te sien hoe hierdie gedeelte Sagaria 5 die mense gehelp het om te begin bou weer aan die tempel. Hoe het dit hulle gehelp om wakker te word, om te ontwaak? Hulle was so besig om aan hulle eie huise te bou. Nou kan jy jou indink, ek het aan die voorbeeld gedink van die Oekraïne op hierdie stadium. 4 jaar al in oorlog, baie mense het gevlug uit die land uit, baie mense het gevlug van die ooste na die weste van die land. Oorlog. As hulle sou teruggaan, asof in ballingskap nou, later as die oorlog sou eindig en hulle sou teruggaan na hulle eie dorpe toe, sou hulle huise waarskynlik vernietig wees. Sou hulle kerkgebou waarskynlik vernietig wees. Sou die plek waar hulle 'n besigheid bedryf waarskynlik vernietig wees. So ek kan my indink dat hierdie klomp wat bereid was om terug te kom van Babylon af om die tempel te kom herbou, wat begin het en gestop het, nou word hulle weer aangemoedig om te bou. Ek kan my indink dat hulle teruggekom het in Jerusalem en begin het om hulle eie huise te herbou wat vernietig is. Dalk die plekkie waar hulle besigheid bedryf het. Maar ons sien, dit was nie die prioriteit vir hierdie mense gewees op daai stadium om die tempel te herbou nie. En dis hoekom hulle aansporing nou nodig het. Ek sê nie dit was nie hulle begeerte om nie 'n tempel te hê waar hulle ontmoeting met die Here kon hê nie. En dat hulle graag by mekaar sou wou kom nie. Maar dit was nie hulle prioriteit om te werk daaraan om die tempel herbou te kry nie. So ons gaan die hele hoofstuk lees, Sagaria 5. Is nie 'n lang hoofstuk nie, vers 1 en 2. Sagaria sê: Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 'n boekrol wat in die lug gesweef het. Basies 'n vleiende boek, iets soos daai. Nou in daai tyd het hulle nie boeke gehad nie, hulle het boekrolle gehad. So hy het hierdie boek sien rondvlieg. En die engel het my gevra, "Wat sien jy?" En ek het gesê, "Ek sien 'n boekrol wat in die lug sweef." En hoor wat sê hy toe? Dit is 9 meter lank en 4,5 meter breed. Hoekom sou hy dit sê? Want dit was presies die afmetings van die allerheiligste in Salomo se tempel. Die tempel wat vernietig is. Hy sê, dis wat ek sien. Vers 3. Toe sê die engel vir my, dit is die vervloeking, daai boekrol wat jy sien, is die vervloeking wat oor die hele aarde strek, want elke dief het tot nou toe ongestraf gebly. En elkeen wat vals eed aflê, het tot nou toe ongestraf gebly. In die nuwe vertaling staan daarop sê hy, dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse aarde. Want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die mynediges hiervandaan weggeneem word.
Dis nie 'n boek met 'n mooi verhaal en 'n mooi einde vir sommige mense nie. Inteendeel bevat die boek 'n vloek wat uitgespreek word oor die hele aarde. Hy sê in vers 4: Ek stuur die vervloeking, sê die Here, die Almagtige. Dis God wat hierdie vervloeking stuur. Dit sal in die dief se huis ingaan. En in die wat in my naam vals eed aflê, sy huis in ook. Dit sal daar bly. En die huis verwoes. Hout, klip, alles. Onthou jy, hulle het opdrag ontvang om die huis van die Here te bou, en toe stop hulle daarmee. Toe begin hulle eie huise bou. En die Here sê vir hulle in die boek Haggai, nie Sagaria nie, in die boek Haggai sê hy, hoekom bou julle julle eie huise? En nie my huis nie. Vers 5. Die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, wat nou moet vir my verduidelik wat ek sien, het vorentoe gekom en vir my gesê, kyk daar, kyk wat kom daar aan. En ek het gevra, wat is dit? En hy het bygevoeg. Hy het gesê, dit is 'n graanmandjie wat daar aankom. En hy het bygevoeg, dit bevat die sonde van almal op aarde. So, eers was daar 'n vleiende boekrol, en nou kom hierdie mandjie in die lug aan. So Sagaria het hierdie ontmoeting met die Here weer, soos in die vorige hoofstukke, né? Weer 'n profetiese visioen soos voorheen wat hy sien. En die Here praat met hom om 'n boodskap vir die mense te gee. En hy praat met hom in hierdie hemelse taal, né, baie kripties. Maar hy verduidelik dit ook aan hom. In vers 7. Toe word die ronde looddeksel van die mandjie opgelig. En daar sit 'n vrou binne in die mandjie. Die engel het gesê, dit is die goddeloosheid. Hy het haar teruggestamp in die mandjie in, en die looddeksel oor die bek weer toegeklap. Oor die bek van die mandjie. So, ons sien hierdie prentjie. Daar's goddeloosheid in hierdie mandjie wat probeer uitkom, en die engel wat besig is om met Sagaria te praat, né, hy het hierdie looddeksel gevat waarmee hy die vrou teruggedruk het in die mandjie. Okay, vrouens moet nie te ongemaklik raak nie. Ek is nou nie 100% seker. Julle sal ook sien net ons hulle praat hier van 2 engele wat vrouens was. Engele in die Bybel word nie gewoonlik as vrouens beskryf nie. Dit word gewoonlik as mans beskryf, maar goed. Hy druk hier die looddeksel terug, vers 9. Toe sien hy 2 vroue aankom, wat met vlerke op die wind sweef, vlerke soos die van 'n groot sprinkaan voel. Hulle het die mandjie opgetel, en hulle het daarmee weggevlieg. Iets soos daai. Sommige van die kommentare sê, die 2 vroue is engele, ander sê nee, enigste plek in die Bybel wat eintlik maar, dit is eintlik die enigste plek in die Bybel wat na engele verwys word as vrouens, maar nietemin. Hulle het die mandjie opgelig tussen hemel en aarde en hulle is daarmee weg. En toe sien ons in vers 10, ek vra toe die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, waarheen gaan hulle met die mandjie? Vers 11, hy het geantwoord, hulle gaan vir die mandjie 'n huis bou in Sinar. As dit klaar is, sal die mandjie daar op die plek gesit word waar hy hoort. Nou waar was Sinar? In Babylon.
waar hulle nou net vandaan kom, waar die volk vandaan kom, uit ballingskap uit. Hy sê eintlik net, hierdie mandjie wat goddeloosheid bevat, wat boosheid bevat, hoort nie hier nie. Hy moet teruggaan na waar hy hoort. 'n Baie ingewikkelde, moeilike hoofstuk hierdie. Baie vreemd, maar ek vertrou die Here gee vir ons openbaring. Ons gaan in die gedeelte sien dit. Niemand kom weg met enige iets nie. En dis 'n besondere ding, dis die besondere ding van hierdie boodskap, glo ek. Want die Here het hierdie mense opdrag gegee, hy het hulle geroep om die tempel te kom herbou hier in Jerusalem. En hulle het al die pad teruggekom, hulle het begin bou en na 2 jaar het hulle opgehou. Teenkanting gekry, opgehou. En nou probeer die Here hulle weer aanmoedig om verder te bou. Daar was allerhande redes hoekom hulle opgehou het met hierdie bouwerk en dit gestop het. En een van die redes was dat daar baie goddeloosheid en boosheid tussen hulle was. Ja, Here, dit kan nie die regte tyd wees om nou die tempel te herbou nie en ons kry soveel teenstand van allerhande mense. Dit kan nie die regte tyd wees nie. Ek dink dis deel van die rede hoekom hulle gestop het. So wat ons sien in die vorige hoofstukke gesien het, is dat die Here mense aangespoor het en hy het hulle aandag gekry, het hierdie mense aangespoor, hy het hulle aandag gekry. Hy het ook die leiers aangespoor en hulle opdrag gegee en het hulle in die regte posisie geplaas. Onthou julle, hy het hulle autoriteit gegee in 'n posisie geplaas om hierdie bouprojek te kan lei. En nou wil hy 'n paar dinge in plek plaas. Ons sien hier in die eerste plek wil hy hulle gerus stel. Hy wil hulle gerus stel. Om seker te maak dat hulle harte op die regte plek is. As ek en jy wil bou aan die koninkryk van God, as ons in hierdie wêreld waarin ons vandag tot dag lewe, bouers wil wees van God se koninkryk, moet ons harte op die regte plek wees. Nie besig om ons eie huise te bou nie. Nie besig om net aan ons eie besighede aandag te gee nie. Asof dit die prioriteite is nie. Die tweede ding hier is om te kyk na hierdie ding van die vleiende boekrol van oordeel en vloeke. Dit klink baie erg, maar die goeie nuus is eintlik vir ons vandag dat ons lewe onder die nuwe verbond. Jesus het die vloek geword vir ons. In die Ou Testamentiese tye het hulle onder die verbond geleef en hulle moes daarvolgens lewe, volgens die voorskrifte. En as jy daarvolgens gelewe het, sou God jou seën. Maar as jy nie so gelewe het nie, het jy onder God se vloek geleef. Die vloek het nie van die vyand afgekom nie. Nie van die duiwel af nie. Dit het van God afgekom. En wat Jesus gedoen het, is dat hy seker kon maak het dat daar niks is wat tussen ons en God staan nie. Dit staan in Galasiërs 3:13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons die vloek te word. En daarom wil ek hê julle moet lewe vir my. En ek wil hê julle moet my verteenwoordig elke dag. As Israel geroep is om die lig vir die wêreld te wees. Sê die Here, ek wil hê julle moet ook die lig wees vir die wêreld. Ek wil hê julle moet die lig wees vir die nasies. Julle moet die uitnodiging wees vir hulle. En wanneer hulle daar kom, en hulle kom na die tempel toe, wanneer hulle na julle toe kom, dan kom hulle eintlik na my toe. Sê vir julle hoe fundamenteel dit is, né? Mense wat na jou toe kom,
Kom eintlik na God toe. Hy sê, dis my hart vir die mense. So wanneer julle die tempel bou, wil ek hê julle moet verstaan. Die wat in my naam 'n vals eed aflê. Wanneer ons die Here se naam oneer aandoen, deur valse getuienisse af te lê. En die kommentare praat hier van myn eed, of geregtigheidsverdraaiing, of om in die hof te lieg. En op dieselfde manier sê hy, wanneer julle dit doen, of dit nou valse beloftes is, of om hom te oneer, deur hoe ons van hom praat, of hoe ons van ander mense praat. Of dit nou is om die naam van die Here te ontheilig, op een of ander manier, of om net die waarheid te verdraai, of om mense te onteer. Hy sê, ek kan nie toelaat dat my mense dit doen, terwyl ons besig is om die tempel te bou nie. Die derde ding is dat hy 'n groot mandjie gesien het. Die woord mandjie is eintlik die Hebreëse woord ifa, 'n standaard volume inhoudsmaat. 'n ifa. Vir droommateriaal, vir graan of vir meel of wat ook al. In hierdie geval was dit 22 liter wat 'n standaard inhoudsmaat was. So jy sien hierdie standaard inhoudsmaat wat besig is om af te kom. Binne in die mandjie was hierdie vrou wat goddeloosheid verteenwoordig het, en bo op die mandjie was daar 'n looddeksel wat ook 'n aanduiding was van 'n standaard gewig, 'n groot maat van gewig. 'n Looddeksel, nee. Die standaard van gewig was 'n ronde deksel. Want die vrou van goddeloosheid het rond beweeg, reg oor die aarde. Dit was die goddeloosheid van daai land. En is asof hy sê, ek wil hê julle moet die tempel bou, maar julle kan nie die goddeloosheid van hierdie land, Babylon, saam met julle vat Jerusalem toe en bou aan die tempel nie. Want julle afmetings moet reg wees. Daar moet nie twyfel wees oor die afmetings nie. Julle aandag kan nie afgelei word deur goddeloosheid, sodat julle foute maak met die afmetings van hierdie gebou, van die tempel nie. Dis hoekom wanneer ons besigheid doen, moet ons afmetings reg wees. Jy doen nie mense in nie. Ons volume is ons volume, is ons volume. En wat jou gewig is jou gewig. Ons verteenwoordig nie goddeloosheid nie. Want volumes en gewig het vasgevang geraak. Dis iets wat oral rondvlieg en gebruik word en 'n verdraaiing geraak het van die waarheid. Dis oral teenwoordig, oral in die lig, en goddeloosheid word uitgebeeld as 'n verdraaiing van God se oorspronklike goeie orde en waardes. En ons sien hier dat die goddeloosheid probeer uitkom. En die engel druk dit terug in hierdie mandjie in met die standaard gewig, die looddeksel. En wat gebeur is dat ons nou sien dat hierdie twee engele sien wat dan die mandjie terugvat Babylon toe. Ons sien dat die Here die sonde in toom hou. In hierdie wêreld hou die Here die sonde in toom. Of ek en jy dit nou glo of nie. Ons sal baie keer sê, dit lyk nie vir ons of die Here die sonde in toom hou nie. Maar
Ek dink as ons eerlik is met mekaar vandag, as die Here nie sy hand hou oor ons, sal sonde totaal buite beheer raak. Onmeetbaar groot word. So ons het die Here nodig om sy hand oor ons te hou en die sonde in toom te hou in ons lewe. En daarom het hy vir ons 'n persoon gegee. Persoon aan ons sy wat ons vertroos, wat ons lei, wat ons oortuig, wat ons herinner. Die Heilige Gees. Hy help ons om so te leef dat ons verteenwoordigers kan wees van die Here op hierdie aarde. Maar hy wil nie net die sonde in toom hou nie, hy wil dit verwyder en dit terugplaas op die plek waar dit hoort. Plek wat daarvoor gebou is. Daar's 'n woonplek vir sonde. Daar waar sonde tuis is. Nee. Nie sê hy. Hierdie is nie 'n woonplek vir sonde nie. Hierdie is 'n woonplek vir God. Tempel is die woonplek vir God. En dis hierdie mooi prentjie wat ons hier sien in Sagaria 5. Van die Here wat sonde verwyder, sodat hierdie 'n woonplek kan wees vir hom. Hy is besig om sy mense voor te berei vir die eintlike werk. Sodat wanneer hulle opmeet, dan word dit gedoen en daar word omgesien daarmee op 'n manier wat hom eer. Volgens sy hart. En hulle doen dit soos wat die Here dit wil hê. So hoe inspireer dit mense om weer te begin bou? Hoe sal dit jou inspireer vandag? As jy besef, wel, eintlik is jy nie op die regte plek nie. Eintlik moet jy weer begin bou aan jou geloofslewe, jy moet begin bou aan die koninkryk van God. Jy moet wees dit wat hy jou geroep het om te wees. Hoe inspireer dit mense? Want jy sien, wanneer ons werk vir die Here, het hy 'n geleentheid om aan ons te werk. Anders het hy nie daai geleentheid nie. Wanneer ons hand opsteek om vir die Here te werk, is die eerste ding wat hy doen. Hy werk in ons en hy werk aan ons. Ons moet hom toelaat. Ons doen nooit werk vir die Here ten koste van hom wat werk in ons doen nie. Ons is sy vakmanskap. Ons is God se vakmanskap. Geskep in Christus om goeie werke te doen wat hy vooraf bepaal het dat ons moet doen. Ons is sy vakmanskap, wat beteken dat hy voortdurend besig is om aan ons te werk en in ons te werk, terwyl ons verlang om vir hom te werk. Tweede plek. Wanneer ons werk vir die Here, moet ons dit doen volgens sy vereistes. Op sy manier. Ons moet die Here se hart volg. Ons doen wat ons doen met sy hart, met sy voorskrifte in gedagte. Sy manier is geregtigheid. Hoor julle? Sy manier is geregtigheid. Sy manier is vrede. En wanneer hy geregtigheid vereis, dan doen ons dinge regverdig. Wanneer sy manier vrede is, dan bring ons vrede in elke situasie in. As daar nie vrede is nie, dan moet ons onsself afvra. Wat is fout, Here? Dan is dit nie soos wat u verwag nie. Here, hoekom is daar nie vrede in hierdie situasie nie? Wat is die probleem? As daar nie geregtigheid en vrede en vreugde is nie, dan moet ons vra, hoe kan ons dit regstel? Wanneer ons besig is om sy tempel te bou, besig is om te bou aan God se koninkryk, dan moet ons dit doen op God se manier. Daar's nie 'n ander manier nie. Ek het al verskeie dinge in my lewe gedoen, julle.
verskeie, meer as een beroep. Ek kan nou sommer vannacht dink aan 4. Ek het vir Waterwese gewerk op 'n stadium, ek het vir die stadsraad van Ermelo gewerk. En die meeste van die tyd dink ek het ek nie 'n bad job gedoen nie. Maar die meeste van die tyd terwyl ek dit gedoen het ek nie noodwendig 'n goeie werk vir die Here gedoen nie. Ek het al soos die meeste van julle 'n klop op die skouer gekry en 'n bietjie heuning om die mond. Maar die belangriker vraag is, doen ons alles wat ons doen? En het ons alles wat ons gedoen het, gedoen vir die Here? Dit is nie moeilik om mense te beïndruk nie. Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek dan nou die guns van God of soek ek die guns van mense? Dit is so maklik om dinge te doen soos wat die wêreld wil hê jy moet dit doen. En wanneer jy meer ingestel raak daarop om dinge te doen soos wat mense wil hê jy moet dit doen, dan beïndruk jy gewoonlik die mense. En jy sal al hoe meer inval by dit wat aan die orde van die dag is in hierdie wêreld waarin ons lewe. Op die Here se manier sal jy jouself eerder indoen voordat jy hom oneer aandoen. En wanneer jy mense oneer aandoen, doen jy die Here oneer aan. Wanneer jy steel van mense, steel jy van God. Maak nie saak hoe jy dit probeer regverdig nie. En dis die groot en belangrike ding hier, julle. Want as jy 'n klomp mense om jou het wat besig is om saam met jou te bou aan die koninkryk, saam met jou te bou aan die tempel, as jy saam wil bou aan God se koninkryk, dan moet jy dit doen op maniere wat God behaag. Nie deur ander te na te kom, of deur oneerlike wins te maak, of deur valse getuienis af te lê nie. En leuns te vertel om jouself te beskerm of jouself te bevoordeel nie. Jy bou nie aan God se koninkryk deur ongeregtigheid nie. Ons moet dit doen op die Here se manier. En onthou, wanneer jy goddeloos optree teenoor 'n ander persoon, al ken daardie persoon nie eers Jesus Christus nie, dan tree jy goddeloos op teenoor die Here. Want daardie persoon is geskep na sy beeld. Moenie sonde doen teenoor enige ander mense nie. Wanneer ons ander mense kritiseer en skinder oor ander mense, dan doen ons dit eintlik aan die Here. Kom ons hou op daarmee, julle. Die Bybel is so duidelik hieroor. Ons moet dit nie doen nie. Ons is veronderstel om mense op te bou met ons woorde. En nie om hulle af te breek daarmee nie. Ons kan alles wat ons doen net op een manier doen. En dis God se manier. Wanneer ons die Here onteer, is dit baie duidelik hier. Sal dit uiteindelik altyd vernietiging in jou eie huis bring. Dit is 'n kragtige woord hierdie, julle. Jou eie huis kan nie bly staan as jy sondig teenoor ander mense en teenoor God nie. Dit is naïef om te dink, jy kan jouself die reg toeëien om God te onteer in jou optrede teenoor ander mense en te verwag dat jou huis sal bly staan. Jy gaan nie net 'n God hê wat ontevrede is met jou nie, maar jy gaan 'n Satan hê wat mal is oor jou. Omdat jy dit doen. En hy is nie eers vir jou nie. Hy's teen jou. En hy sal seker maak dat jou huis vernietig word.
Ons lewe nie onder die vloek van God nie, want ons is vrygespreek in Christus. Maar ons moet daai mense wees wat mal is daaroor om die Here te plesier en hom te behaag. Ons lewe deur geloof, deur hom te behaag, nie deur teen hom te wees nie. Ons wil die Here se verteenwoordigers wees en daarom hanteer ons alles op 'n manier wat hom behaag. Ons lewe in God se weë. As ons na hierdie gedeelte kyk, is dit so fundamenteel, veral in ons eie land. Daai vloeke in daai mandjie is oor die hele land. En wat die Here sê is dat hy uiteindelik altyd met korrupsie handel. Dat hy altyd sal deel met die verdraaiing van geregtigheid en die lastering van sy naam. Altyd. Niemand kom ooit weg met enige iets. Dit mag dalk 10 jaar neem. Dit mag dalk 20 jaar neem. Dit mag dalk jou hele lewe neem. Uiteindelik sal jou huis vernietig word. Uiteindelik sal jou huis vernietig word. Dis wat hier staan, Sagaria 5 vers 4. Ek stuur die vervloeking, sê die Here, die Almagtige. Dit sal in die dief se huis ingaan en in die huis van die wat in my naam 'n vals eed aflê. Dit sal daar bly en die huis verwoes. Hout, klip, alles. En is nie net die regering nie. Dis ook nie net die land nie. Dis ook hoe ek en jy besigheid doen en hoe ons lewe van dag tot dag. Ons moet die mense wees wat lewe vir die Here en wat graag wil bou aan sy huis. Ons moet dit doen op die Here se manier. Ek het net gesê daar's net een manier, maar daar's eintlik net een ander manier. En dis die vyand se manier. Ons kan nie sy huis bou net op Sondag. En intussen vernietig die Here ons huis omdat ons nie in sy weë wandel op die ander dae van die week nie. Sy manier en ons manier moet ooreenstem, voortdurend, konstant, tot voordeel van die koninkryk van God. Ons lewe moet hom verheerlik elke moontlike oomblik van ons lewe. En al sien jy nie jou huis vernietig word in hierdie lewe nie, daar kom 'n dag wanneer almal van ons voor die gehoor van een sal staan. En sal verantwoording moet doen. En in daardie oomblik sal jou huis bly staan of jou huis sal vernietig word. Of ek pleit die bloed van Jesus of ek doen nie. En wat my opgewonde maak oor hierdie teksgedeelte, en julle kan waarskynlik nie glo dat mense opgewonde kan raak oor hierdie teksgedeelte nie, maar is dat ons die geleentheid het om verantwoordelikheid te neem vir ons eie lewe. En dat ons die geleentheid het om ons fokus en ons kritiek en ons kinder af te haal van ander mense af. En om te kyk na ons eie lewens. Om geleentheid te gebruik om vandag te sê, Here, ek gaan hierdie ding doen. Ek gaan dit regkry in my lewe. Op weg saam met U. Saam met my familie. Ek gaan seker maak dat ons dit doen volgens U weë. Sodat ons U goed kan verteenwoordig. Sodat ons die goeie stryd kan stry. Sodat ons U goed kan verteenwoordig terwyl ons U huis bou. Sodat my huis en U huis U goed verteenwoordig. En ek en jy weet, soos wat ons vandag hier sit, die kerk het dit desperaat nodig, reg oor die wêreld. So wanneer ek en jy die kerk wil sien herleef, wil sien ontwaak, om eer te bring aan die Here in al ons weë, dan moet ons hierdie tipe ingesteldheid hê, hierdie tipe gesindheid.
'n fundamentele waarheid. Al stem al die kommentare nie noodwendig oor spesifieke gedeeltes ooreen nie, dink ek die Here wil vir ons vandag iets uit hierdie gedeelte gee wat ons saam met ons kan vat. Kom ons lees hierdie gedeelte met nuwe insig. Sodat hy verheerlik kan word, terwyl ons besig is om sy koninkryk te bou. Amen. Here, dankie. Dankie Here dat U op 'n manier van die moeilikste gedeeltes in die woord vir ons oopbreek. En dat U vir ons sê dat ons dink waarskynlik vloeke kom net van die duiwel af, maar wanneer ons volhard in ons sonde, weet ons Here, weet ons eintlik wat lê vir ons voor. En U kom net vandag en U sê vir ons, weet dit. Jesus Christus het julle vloek op hom geneem. Maar moet dit nie terugvat by hom nie. Lewe 'n lewe wat my behaag, sê die Here. Lewe 'n lewe wat 'n uitnodiging is vir ander mense wat Jesus nodig het. En Here, ek is so diep onder die bewustheid van hierdie klompie mense wat vanoggend hier saam sit. En waarskynlik nog op 10 of 20 ander plekke in ons dorp waar 'n klein groepie mense, meestal nie meer as 50 nie, by mekaar is in 'n dorp waar daar sekerlik 300,000 mense is. Wat 'n voorreg, Here, om U te ken, om U te kan aanbid, om onder U woord te kan sit, om aan U koninkryk te kan bou. Here, ek is ook baie bewus daarvan dat daar soveel dinge is wat ek nie eers regtig verstaan nie. Ek verstaan nie eers hoe groot U liefde vir ons is nie. Maar my begeerte is, Here, om U te aanbid met my hele lewe. En om so te lewe dat U verheerlik word, en ek bid dit vir elkeen wat hier voor my sit. Daarom, Here, wil ek elkeen wat hier sit nou seën. En vir julle sê die Here sal julle behoed en hy sal julle bewaar. Jy dink jy kan nie, maar jy kan. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. Dis wat hy wil doen. En hy sal vir elkeen van julle vrede gee. Soek hom net met jou hele lewe. Amen. Amen. Gaan in vrede, julle.